ons gaan net so sit, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Vader, baie dankie vir u troue sorg oor ons. Dankie dat u vir ons in u groot genade en liefde bewaar het vanmôre en veilig aangebring het hier by die kerkgebou. Dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan wees en dat ons kan weet dat die waarheid van u woord, Here, ook in hierdie môre tot ons harte sal spreek, sodat ons dan kan hoor wat u deur u woord aan ons harte wil kom kommunikeer. Ons besef en verstaan, Here, dat ons vir u baie nodig het. Ons besef en verstaan dat ons sondaars gebore is in rebellie teenoor u, dat u in genade en liefde u seun gestuur het om aan die kruis te sterwe vir ons sonde. En Here, die oomblik wanneer ons by die kruis uitkom, is daar 'n verandering wat u in ons lewens bring. En Here, hierdie verandering werk lewenslank in ons, sodat ons meer kan word soos ons Here Jesus Christus. En daarom is die gebed van my hart dat vanmôre se boodskap ook tot ons harte sal spreek. Here, ons elkeen het hier aangekom, ons het verskillende gedagtes, ons het verskillende dinge waarmee ons worstel, dinge waaroor ons bly is, dinge waaroor ons bekommerd is, dinge waaroor ons dankbaar is, en vra ons nou dat u ons gemoedere stil en rustig sal maak, en dat ons sal hoor wat u deur die waarheid van u woord wil spreek. Baie dankie ook vir ons inkomste in hierdie dag, dankie vir die wyse waarop u vir ons gemeente sorg, ons eer u, dat u die gewer van alle goeie gawes is. En ons vra, Here, dat u vir ons groot wysheid sal skenk in die spandering van hierdie fondse, sodat ons u koninkryk kan uitbrei en u wonderlike naam kan verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. So ek vra u dat die woord van die Here sal oopmaak daarby Genesis, die 22ste hoofstuk. Ons gaan aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Genesis, en ek gaan vanmôre met u praat oor die gedagte Jehovah Jireh, of dan die Here sal voorsien. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daar in Genesis 22, waar hierdie verbondsnaam van God vandaan kom, wat dit beteken, en hoe dit ook op ons van toepassing is in hierdie dag. En ek bid dat die Here vir ons regtig wysheid sal gee, dat ons, ten spyte van al die uitdagings, dat ons nie elektrisiteit vanmôre het nie, dat ons nie die bord kan gebruik nie, u is nou al gewoond daaraan om saam met my te volg op die bord, maar dat u vanmôre nog steeds groot genade sal vind om saam te luister, en dat ons sal hoor wat die Here vir ons wil kom leer uit sy woord. Kom ons lees saam uit Genesis 22, die offerande op Moria. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem, en hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en het op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader. Hy antwoord, hier is ek, my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham. En hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek, dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir 'n tweede keer na Abraham van die hemel af en sê,
Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie terughou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat van die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak, en saam na Berseba gegaan, en Abraham het in Berseba bly woon. Na hierdie dinge, het hy aan Abraham berig gebring en gesê, kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar. En as jy enigstens wil kla oor jou naam wat jy gekry het, luister gou na die name, Is, sy eersgeborene, en Bus, sy broer. Ek dink by jouself, as jy so 'n bietjie oorgewig is en jou naam is Bus, dan sal dit nogal 'n probleem wees. En dan is daar na Bus, is daar Kimeel, die vader van Aram, ook Keset en Hasu, en Pildas, en Jitlaf, en Betiel was die vader van Rebekka. Hierdie 8 het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar. En sy byvrou, met die naam van Reuma, sy het ook Tebag, en Gaam, en Tahas, en Maaga gebaar. Ons gaan net tot sover saam met die woord van die Here lees. Nou, ek wil net sê, voor ons by vanmôre se boodskap kyk, volgende week se boodskap is vir die dames. Ons het vir u gereserveer, so mans, bring jou vrou kerk toe volgende week. Ons gaan bietjie praat volgende week oor die vrou Sarai, 'n baie besondere gedagte in die woord van die Here. Maar vanmôre gaan ons bietjie konsentreer op hierdie gedagte, die offer daar by Maria in besonder, of Moria in besonder, die gedagte in vers 14. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. En ons praat vanmôre met u oor die tema, Jehovah Jireh, of dan die gedagte, die Here sal voorsien. Nou vriende, terwyl ek hierdie week gewerk het aan hierdie boodskap, het ek daaraan gedink dat die meeste mense, en ek ook vanmôre, die meeste van ons het al gehoor van hierdie besondere naam van die Here. Ons praat van 'n verbondsnaam, 'n naam waarby ons die Here kan uitken, hoe sy karakter lyk, wat hy doen, hoe hy voorsien, hoe hy onderneem. Ons praat ook van God die Almagtige, ons praat van God die Alleenwyse, en so sien ons ook dat die Here die een is wat dan voorsien. Nou hierdie baie besondere verbondsnaam van die Here is 'n naam wat ons sien by baie besighede aangebring. Dan sien ons 'n bordjie wat hulle gemaak het en daar staan Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Ons sien dit baie keer as muurbehangsels in die huis en ons dink baie keer oor wat beteken dit? Wat is die volle omvang van hierdie gedagte en in watter mate voorsien die Here vir ons? Nou vriende, as ons deur die geskiedenis gaan lees, nie net die kerkgeskiedenis nie, maar ook in dit wat ons in die Bybel lees, dan sien ons dat die Here die God is wat voorsien. Die Here voorsien, en wanneer ons praat van Jehovah Jireh, verstaan die meeste mense dat die Here voorsien in ons tydelike behoeftes. Die Here voorsien in dit wat ons eet, wat ons drink, wat ons aantrek, ons werk en al hierdie daaglikse dinge, en in 'n groot mate is ons korrek as ons dit sê. Jy sien, wanneer ons kyk na die volk Israel, sien ons dat die Here in besonder vir hulle voorsien het terwyl hulle in die woestyn was. Vir 40 jaar het die Here vir hulle manna en kwartels gegee, sodat hulle kon eet en versadig word. Die Here het water uit die rots vir hulle gegee. Ons sien dat die skoene aan hulle voete nie versluit het nie, en die mantels wat hulle gedra het, heel gebly het in daardie tyd, want God is die God wat voorsien. Ons dink aan Elia by die spruitkrit. Nou dit is nie 'n resep vir iemand om lui te wees, om te sit by die spruitkrit en te sê, die Here moet nou vir my voorsien nie, want die Here sê ons moet ons eer daarin stel, om met ons eie hande te werk. Maar ons sien in moeilike tye, voorsien die Here, en hy gee vir ons, en hy onderneem, en ek dink in besonder aan ons senior mense in die gemeente, wat nie regtig tred gehou het met dit wat in ons land aangaan, en in die wêreld aangaan, en die inflasie, en al die dinge, en hoe die pensioen nie byhou nie, en hoe die Here vir hulle voorsien, en hoe hulle getuig hoe God vir hulle voorsien. Ons sien dat God wonderlik voorsien in die behoeftes van die mens. In die Nuwe Testament lees ons van hoe die Here die 5000 gevoed het, en hoe die Here vir hulle gegee het, en hoe die Here vir hulle voorsien het in die tydelike behoeftes. En ons sien dan hierdie gedagte van dat die Here sal voorsien baie duidelik in die woord na vore kom. En u wat die Bybel saamgebring het, nou gaan u saam met my Bybelstudie doen.
Want die vers is nie uitgedruk op my notas nie. Dis hier geskryf, so blaai na Filippense 4 vers 19 toe. En dan sien ons wat die apostel Paulus aan die gemeente sê oor die voorsienigheid van die Here. Nou gaan ek sien of u die Bybelboeke ken vanmôre. So alles het eintlik besonder goed uitgewerk. Dat ek kan kyk en ek sien die meeste van u gryp nou na die selfoon, hè. Hy's maklik, jy druk dit in Filippense 4:19 dan sê jy daar. Maar kom ons hoor gou wat sê die apostel Paulus oor die gedagte van die Here sal voorsien. Hy sê daar in Filippense 4 vers 19. Hy sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus, aan onsse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. So die apostel Paulus kom en hy beamoed dit, wat ons lees in Genesis, die 22ste hoofstuk, dat Jehovah Jireh, die God is wat voorsien, hy is die God wat vir ons gee, en hy sal in elke behoefte voorsien, na die rykdom van sy genade en sy barmhartigheid. Ons lees in Matteus 6, die baie besondere vertelling waar die Here Jesus Christus besig is om te praat met die mense. En hy praat met hulle oor dit wat ons elke dag oor bekommerd is. En waaroor is ek elke dag bekommerd? Sê gou vir my. Oor ons kos en klere, nie ons siele noodwendig nie. Ons is meer bekommerd oor wat ons gaan eet vanmiddag. En as jy 'n seun in die huis het, as hy besig is om ontbyt te eet, dan vra hy, wat eet ons vanmiddag? En by die middagete vra hy, wat eet ons vanaand? So, dit is die meeste bekommerdes van die meeste mense. Hoe gaan ek lyk? Wat gaan ek aantrek? Wat gaan ek ry? Wat gaan ek eet? En die Here sê daar in Matteus 6 vers 25, hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe, wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor die liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie in skure by mekaar nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Baie besonder as ons sien hoe die Here voorsien in ons daaglikse behoeftes. En vriende, 'n ding wat my getref het in my studie in hierdie week oor hierdie gedagte, is dat die Here ook voorsien in die behoeftes van die ongereddes. Hulle wat vandag in rebellie teenoor God lewe, wat hom nie ken nie, wat nie aan hom behoort nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die Here ook in hulle behoeftes voorsien. Kom ek lees vir u wat staan in Matteus 5 vers 45. So u kan saamvolg of u kan net luister, maar daar staan hierdie woorde. Hy sê, daarom sê ek vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Kyk na vanmôre se mildelike reën. Reën het net oor die kinders van God se huise, se plase. Voorsien die Here net vir die kinders van die Here. Die Bybel sê vir ons dat die Here voorsien in die behoefte van elke mens, gered en ongered, want ons sien God se algemene goedheid in sy voorsienigheid, ook wanneer ons kyk na die gedagte van Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Maar vriende, ek wil vanmôre vir u 'n gedagte tuisbring wat ek hoop u sal verstaan en ook so sal insien saam met my. As ons kyk na hierdie gedeelte in Genesis 22, alhoewel dit nie die tydelike versorging en voorsiening uitsluit nie, is dit nie die voorsienigheid waarvan die Bybel praat wat primêr is in ons lewens nie. Want u sien die primêre voorsienigheid waarvan die Here melding maak in Genesis 22, is die voorsienigheid vir ons grootste probleem, ons grootste behoefte. En dit is ons sonde probleem. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Want vanmôre gaan ons bietjie kyk na die tipe boodskap wat na vore kom in Genesis 22. Ek het vir julle nou gesê dat die meeste mense is bekommerd oor wat hulle gaan eet, wat hulle gaan aantrek, wat hulle ry, waar hulle bly, hulle pensioenfonds, en dit is seker goed wat ons seker in 'n mate aan moet dink, en ons moet voorsiening maak daarvoor in die daaglikse werk, maar dis nie ons grootste probleem nie. Ons grootste probleem is dat ons rebelle gebore word, sondaars gebore word, in vyandskap teenoor God lewe. Ons hoor wat sy woord sê, en ons doen net die teenoorgestelde. Ons weet wat God van ons verwag, en ons doen dit nie. Ons weet dat ons sy woord moet lees, ons lees dit nie. Ons weet ons moet nie lieg en steel en allerhande goed doen nie, ons doen dit tog.
Daarom, vriende, het God vir ons voorsien in Jesus Christus, sodat ons gered kan word, van ons sonde vry kan kom, en dan in 'n proses van heiligmaking, in 'n nuwe lewe saam met die Here kan wandel. Dis belangrik om vanmôre te sien dat hierdie gedeelte in Genesis 22 gaan nie so seer oor die tydelike versorging nie. Die tydelike voorsienigheid van die Here wat hy gee oor die regverdiges en onregverdiges nie. Maar dit gaan oor die geestelike voorsienigheid en dit wat God vir ons uit genade kom skenk het. Dr. Warren Wiersbe beskryf in sy boekie dat hierdie seker die pragtigste beeld in die Ou Testament is, waar ons God die Vader se liefde in sy seun Jesus sien, om vir die sondaar versoening te doen aan die kruis op Golgotha. En as ons bietjie kyk vanmôre na hierdie tipe beeld wat in die Bybel vir ons afgebeeld word, dan gaan ons hierdie baie besondere gedagte beter raak sien, en is die gebed van my hart dat die Here vir ons wysheid sal gee hiervan. Nou wil ek gou vir u vra, u wat vanmôre hier is, wat nou al lank bywoon by ons gemeente, wat is 'n tipe beeld? As ons praat van 'n tipe in die Ou Testament, en dit verwys na een of ander iets in die Nuwe Testament, wat sal u sê, kan ons as voorbeeld noem hiervan, om dit vir ons 'n bietjie meer helder te maak? Onthou jy toe ons so tyd terug, die meeste van u onthou dit nie, ek sal u herinner daaraan, dis hoekom ek vanmôre hier is. Nou vriende, as ons kyk na 'n tipe beeld in die Bybel, dan sien ons 'n tipe is iets wat in die Ou Testament gebruik word om in die Nuwe Testament vir ons 'n waarheid deur te kommunikeer. Dink gou by jouself, daar in die Ou Testament lees ons van die water wat uit die rots gekom het. Onthou jy wat gebeur het daar in Eksodus 17 vers 6? Ek lees gou vir u. Daar staan, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. Nou baie mense sê, maar luister, dit kan tog nie waar wees nie. Hoe kan daar water uit 'n rots vloei? Nou as jy 'n Israeliet was, en jy was in die woestyn, en jy was deel van hierdie Eksodus 17 gebeure, dan jy dit gesien. Want dieselfde God wat vanmôre die sluise van die hemel ooptrek, en vir ons reën gee op die aarde, wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig, wat die aarde gevorm het, die diere wat daarop is, die mens gevorm het, is dieselfde God wat water uit die rots laat vloei het. Jy glo dit of jy glo dit nie. Daar's nie 'n goue middeweg nie. Want u sien, die God van die Bybel is 'n God wat wonders kan doen. Hy het dit vir ons opgeteken in die woord, en wat is die tipe beeld in die Nuwe Testament? As ons hierna kyk, kom ek lees gou vir u. Johannes 7 vers 37. Nou spring ons van Eksodus 17, die water wat uit die rots kom, die toepassing op Jesus. In die Nuwe Testament sien ons in Johannes 7 vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hoor nou wat sê vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrifte sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Die volk Israel is dors, en God gee vir hulle water uit die rots. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, as iemand geestelik dors het, waar moet ons drink? By Christus. Hy is die rots, hy is hierdie verlosser, hy is die een wat ons geestelike dors kan les. En dan is daar 'n baie besondere tipe beeld in die Bybel, en u almal ken dit, ons praat van die Paaslam. Onthou u, in die Ou Testament lees ons daarvan, ons lees daar in Eksodus 12 vers 3, die Here het die 9 plaag gestuur oor Egipte, begin daar by die water en bloed, en dit gaan aan, en die Bybel sê vir ons, by hierdie laaste plaag sou die Here die eersgeborenes getref het in die land. En nou lees ons in Eksodus 12 vers 3. Daar staan, spreek tot die hele vergadering van Israel, en sê op die 10de van hierdie maand, moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Julle moet 'n lam sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape, of van die bokke kan julle dit neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En nou sê die Bybel, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, baie belangrik vers 7, en hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrimpel aan die huise
waarin hulle dit eet. So die volk Israel voor hulle uit Egipte trek, moes 'n lammetjie geslag het sonder gebrek, en hulle moes die bloed fisies aangebring het by die deurposte. Nou wat is die geestelike toepassing? Wat is die tipe beeld van Jesus in hierdie vertelling hier in Eksodus 12? Ons vind dit daar in Johannes 1 vers 29. Die Bybel sê dat Johannes besig was om in die Jordaan te doop, en die Bybel sê die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. U wat vanmôre 'n kind van die Here is, sê gou vir my, het die Here fisies bloed aan jou hartsdeur kom smeer? Nee, maar geestelik, deur die geloof weet ons, dat daar reinigingskrag in die bloed van die lam is. Elke weergeborene weet van 'n dag en 'n uur en 'n oomblik in hulle lewe, waar hulle uitgeroep het om genade, en die Here hulle lewens kom transformeer het. Die Ou Testament praat van die paaslam, die Nuwe Testament praat van die lam, Christus Jesus, wat geslag sal word. So, kom ons kyk nou vanmôre met dit as inleidende gedagte, wat die tipe beeld in Genesis 22 is, rakende Abraham, die offer wat hy gebring het, en dan ook die ram wat vasgehak het in die bos wat later geslag is. Die eerste gedagte vanmôre wat ek onder die aandag wil bring is, Abraham is 'n pragtige beeld of 'n tipe van God die Vader wat sy geliefde seun gegee het as 'n offer. Nou waar sien ons dit? Kom ons lees gou wat staan in Genesis 22, die eerste paar verse. Na hierdie ding het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy sê, hier is ek, en hy sê, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak met hom geneem, en hy die hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Abraham kry die opdrag om hierdie seun Isak, die een wat hy lief gehad het, te gaan offer op die berg Moria, en Abraham gaan in gehoorsaamheid aan God, omdat hy God liewer gehad het as sy seun Isak, en hy gaan offer vir Isak op daardie berg. Ons sal vanmôre 'n bietjie kyk na al hierdie pragtige beelde wat hier na vore kom. Nou die vraag is vanmôre, hoe is Abraham se daad wat hy verrig het van toepassing, en hoe leer die Nuwe Testament vir ons dieselfde gedagte van God die Vader wat sy seun gestuur het? Die antwoord is baie duidelik, vriende. Ons sien dit daar in Johannes 3 vers 16. Wat staan daar? Wie kan vir my sê? Want so lief het God die wêreld gehad. Dan praat ons van God die Vader, dat hy sy seun, sy eniggebore seun gestuur het, gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Soos Abraham vir Isak gaan offer het, so het God die Vader sy seun vir wie hy lief gehad het, gegee, gestuur na hierdie wêreld om in ons as sondaars se plek geoffer te word. As u die Bybel daar het, maak gou vir my oop by Romeine 5 vers 8, dat ons hierdie saak net bietjie van nader kan beskou om te sien hoe God se liefde geopenbaar word in die gee van sy seun Jesus Christus. Baie keer wanneer ons kyk na die werk van Christus aan die kruis, dan maak ons dit half asof God op hierdie missie was en sy seun amper half kom vergrys en verbrysel het in ons plek, en hy geen liefde vir sy seun gehad nie. En baie van hierdie nuwe teoloë sê dat ons God die Vader moet haat vir die daad dat hy Christus aan die kruis laat sterf het en ons moet die seun lief het. Ek dink nie ons verstaan as ons so redenasie het nie, want u sien, soos Abraham sy seun lief gehad het, maar God bo alles liewer gehad het, en sy seun gevat het na die berg Moria in opdrag van God, so het God die Vader nie in 'n opdrag van iemand nie, maar in liefde vir die mensdom sy eniggebore seun gegee. Hoor dit staan in Romeine 5 vers 8. Daar staan, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons rebelle was teenoor God, word sy liefde geopenbaar in die lam, die offerlam wat hy stuur, en die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Christus, as geliefde seun van God die Vader, dan ook aan die kruis gesterf het vir ons sonde. Daar in 1 Johannes, as jy daarin kan blaai, 1 Johannes 4, vers 9, lees ons hierdie baie besondere woorde.
Dit gryp 'n mens elke keer aan die hart as jy hierdie Bybelstudie doen, om te sien God se liefde. Daar staan in 1 Johannes 4 vers 9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Vers 10, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Ek wil u vra as u weer die gedeelte lees van Abraham wat vir Isak geoffer het. Onthou, Abraham het sy geliefde seun gaan offer. Dink aan wat die Bybel vir ons sê oor God die Vader. Hy sê dat hy sy geliefde seun stuur om ook vir sondaars te gaan sterwe. Die pragtige beeld wat oorgedra word in die Nuwe Testament van God se liefde tot die sondaar. Die tweede beeld wat ons hier sien is vir my pragtig en besonder gewees, is die gedagte van Isak. Nou vriende, meeste geskiedskrywers reken dat Isak op hierdie stadium in die omgewing van 35 jaar oud was. Nou luister, my seun is 16. Ek gaan vir hom nie vasbind en vir hom op 'n altaar sit nie. Kyk, hy gaan stoei vir lewe en dood. Maar hoor wat sê die Bybel vir ons, en hier gaan die pragtige tipe van Christus na vore kom. Hoor hoe mooi stel die Bybel dit wanneer dit kom by Isak. Onthou, Isak stap saam met sy pa Abraham. Hulle het 'n gesprek met mekaar oor wat nou gaan gebeur. En hoor wat staan daar in die 7de tot die 10de vers. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en hy sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. Toe kom hulle op die plek wat God hom aangewys het. Die Bybel sê, Abraham het 'n altaar gebou, hy het die hout reggelê, hy het sy seun Isak gebind, en hom op die altaar en die hout gesit. Ek wil u vra dat u vanmôre saam met my so bietjie in u gedagte wêreld by Moria sal uitkom. Die altaar is gebou, die hout is reggesit, en Abraham stap na hierdie seun van hom. Onthou, hy het 25 jaar gewag vir Isak se geboorte. Jare gaan verby. Hierdie man Isak, wat nou al of 'n groterige man is en met sy pa kan redeneer en kommunikeer, sê, Vader, wat gaan jy doen? En Abraham stap na hom toe en hy bind hom en hy lê hom op hierdie offer. Nou Isak het presies geweet wat nou gaan gebeur. Dit wat op hierdie altaar gelê is, hierdie wat nou op die hout gelê is, gaan nou geslag word en gaan nou as 'n offer dien. Isak gewilliglik lê op daardie hout en hy wag vir daardie oomblik dat sy eie pa hom sal slag as 'n offer. En ek wil vir u vra vanmôre dat u sal dink aan hierdie gedagte. Ons as westerlinge lees die Bybel deur 'n westerse bril. Ons kyk na 'n paar gedagtetjies in die Nuwe Testament en ons sê, o ja, God het my so lief gehad, ek sal eendag in die hemel wees, ek kan leef soos ek wil, ek kan doen wat ek wil. Jy sal nooit die Nuwe Testament verstaan as jy nie die Ou Testament en die begrippe en die beelde en dit wat ons in die Ou Testament lees verstaan nie. Die Ou Testament en die Nuwe Testament vorm 'n eenheid, Ou Verbond, Nuwe Verbond. In die Ou Verbond sien ons kosbare waarhede met die offers wat gebring is, en ek dink presies dit het gebeur toe Isak hier geoffer was. Hy het geweet wat nou gaan gebeur. En nou kom dit na die Nuwe Testament en ons kyk na die Here Jesus Christus. En nou vriende, die Bybel sê vir ons dat Christus gewilliglik na hierdie aarde gekom het. Luister, daar was nie 'n armdruk in die hemel tussen God die Vader en God die Seun oor wie sal na die aarde kom en hoe sal die offer wees nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 10, ek lees vir u vers 11. Jesus sê, ek is die goeie herder. Hy sê die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Christus het nie onwillig na hierdie aarde gekom nie. Hy was nie forceer gewees om dit te doen nie. Hy het geen sonde van sy eie gehad waarvoor hy voorsiening moes doen of versoening voor moes doen nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik in Johannes 10 vers 11 dat hy die goeie herder is wat sy lewe aflê vir die skape. Net verder in vers 17 lees ons die volgende. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Kyk die pragtige beeld. Isak was groot genoeg om te sê, pa, jy sal my nie offer.
Ek is definitief nie in hierdie hele prentjie, is ek nie geken nie, so ek gaan nie op hierdie altaar lê om geoffer te word nie. As u nou die beeld baie duidelik verstaan en sien, en dan ook deurtrek na die Nuwe Testament. Christus Jesus het nie met die Vader arm gedruk en geweier om na die kruis te gaan nie. Die Bybel sê eerder, hy sê ek het gekom om my lewe vrywilliglik af te lê. Christus kom na hierdie aarde en hy lê sy lewe af vir sondaars om ons te red van God se ewige toorn en God se ewige oordeel. Dan sien ons dit daar in Johannes 15 vers 13, 'n laaste versie oor hierdie gedagte. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Vriende, as ons kyk na Isak, is 'n pragtige tipe beeld van Christus, wat gewilliglik na die kruis gegaan het, om sy lewe af te lê, dat ons gered kan word. Dan die laaste gedagte vanmôre, daar's baie meer wat ek kan sê, is baie meer verse, maar as ons alles moet opsoek, dan dink ek gaan u miltsteek kry. Maar die gedagte is net om vir u hierdie groot waarheid tuis te bring, hoe die wonderlike tipe van dit wat ons in Genesis 22 sien, ook in die Nuwe Testament herhaal word. Die derde gedagte is die ram, is die wonderlike beeld of die tipe van Jesus se plaasvervangende dood vir die sondaars. Nou vriende, Genesis 22 vers 9 tot 13 vertel vir ons van hierdie ram wat vasgehak geraak het. Kom ek lees gou vir u, dat u dit kan hoor. Daar staan, dat toe op die plek kom, het die Here het Abraham sy seun Isak op die altaar gesit, en die Bybel sê vir ons, hy steek sy hand uit en neem die mes om die seun te slag. Maar die engel, het u gesien wat staan daar? Engel met 'n hoofletter, die teofaniese openbaring Christus, met ander woorde, voor hy mens kom word het, engel en hoofletter verwys altyd na God, wat met Abraham praat. En die Bybel sê vir ons, en die engel van die Here het na hom geroep van die hemel en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Moenie jou hand na jou seun uitsteek nie. Die Bybel sê vir ons, toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram, wat agter in die bos sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. So die ram is die een wat toe geoffer is. En nou sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat Christus ook die een is wat aan ons plek geoffer sou word. Christus het nie in die helfte van die kruisgebeure, van die kruis afgekom en gesê, Vader, ek gaan nie verder aangaan met hierdie plan, met hierdie verlossingsplan nie. Nee, die Bybel sê vir ons, end uit het Christus aan die kruis gehang, om daar die volle offer te bring. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik daar, in die besondere hoofstuk Jesaja 53, ek lees vir u wat staan daar in vers 7, en dit praat in besonder van Christus. Daar staan, hy is mishandel, dis Christus, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortredinge van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddeloses gegee, en by 'n ryke was hy in die dood, omdat hy geen onreg gedoen het, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om Christus te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As hy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Baie wonderlik hoe Jesaja, die profeet, vir ons heenwys na die kruisiging van Christus. Hy sal 'n lam wees, wat gelei word na die slagplek, en hy sal sy mond nie oopmaak nie. Hy sal nie rebelleer nie, hy sal nie teestribbel nie, hy sal gaan om hierdie offer aan die kruis vir ons te wees. Nog so laaste vers of 2 om hierdie saak in die Nuwe Testament in u hart. Romeine 3 vers 23. As u daarin kan blaai, sal ek dit waardeer. Dan sien ons hoe pragtig dit in Romeine 3 na vore kom. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente, en hy gebruik hierdie beeld, en hy sê daar in Romeine 3 vers 23 die volgende. Hy sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Jy sien, Christus Jesus is hierdie offer aan die kruis, wat in ons plek gesterwe het. Belangrik om te sien dat Christus Jesus sy lewe gegee het, sodat ons gered kan word. Vir verder Bybelstudie kan u bietjie gaan kyk daarna, Titus 3 vers 4 tot 7, 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, 1 Petrus 3 vers 18, en in hierdie kosbare tipe beeld sien ons, hoe Christus Jesus dan aan die kruis gesterf het vir ons sondes. So kom ons sluit hierdie boodskap af, kom ons vat saam, kom ons kyk na hoe dit vanmôre op ons van toepassing is. As ons in Genesis 22 lees van Jehovah Jireh, die Here sal voorsien, dan gaan dit nie so seer oor die tydelike voorsienigheid van die Here nie. Dit sluit dit in, maar dis nie die hoof en primêre gedagte nie. Die hoof en primêre gedagte is, dat die ram wat vasgeraak het, in die plek van die seun Isak geoffer is, en so het Christus ook na hierdie wêreld gekom, God se liefde aan ons kom openbaar, aan die kruis op Golgotha kon sterwe, sodat ons deur die geloof in sy soenverdienste aan die kruis redding van sonde kan ontvang. Die vraag waarmee ek wil afsluit vanmôre is u in Christus? Ken u hom? Verstaan en besef u vanuit die woord dat hy in u plek gesterwe het? Johannes 3 vers 16, vers wat ons nou gelees het, is 'n baie bekende vers. Die meeste van u ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat sê vers 17? Wie kan vir my sê? Want God het sy seun nie in die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Wat sê vers 18? Wie kan vir my sê? Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hulle wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hulle nie glo in die seun, in die naam van die seun van God nie. En dis wat ek vanmôre mee wil afsluit. As u vanmôre nog nie aan Christus Jesus behoort nie, sal hierdie lam eendag, as die leeu van Juda, nie jou redder wees nie, maar jou regter. Dis die groot saak wat vanmôre uitstaan uit hierdie boodskap in Genesis 22. Dat God sy seun gestuur het, dat ons gered kan word. En as ons hierdie reddende genade van God van die hand wys, omdat ons die duisternis liewer het as die lig, sonde liewer het as die Here. Vriende, luister wat ek vir u sê. Dan sal 'n dag aanbreek dat hierdie God vir jou sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ek het hierdie week vir my gesin gesê, die probleem in Suid-Afrika en wêreldwyd, veral in die westerse lande, ons het te veel. Ons is in hierdie gemagsposisie. Ons dink die oordeel sal nooit oor ons kom nie. God sal my nooit eendag van hom wegstuur nie. Ek is nie so sleg soos my buurman of my buurvrou nie. Ek is nie so sleg soos die mense by die werk nie. Ek vra nie vanmôre vir jou, wat dink jy van jouself nie? Want selfevaluasie is die grootste bedrogspel op aarde. Want die meeste van ons dink meer van onsself as wat ons behoort te dink. Die Bybel kom leer vir ons een ding vanmôre. Ons is skuldig. Nie aan 'n kerk nie, nie aan landswette nie, maar aan God se volmaakte wet. Hy het sy seun in ons plek gestuur as 'n offer. En ons is vanmôre of in Christus, ons het deur die geloof verlossing en vergifnis by hom ontvang, of ons is vanmôre buite Christus, onder sy oordeel. Ek vra jou vanmôre, waar staan jy? Mag die Here genade gee dat ons God se liefde sal raak sien, Jesus se gewilligheid om aan die kruis te sterf, die plaasvervangende dood wat hy gesterf het, en mag ons daardeur vrede, verlossing en vergifnis ontvang. Kom ons bid saam.
Vader, baie dankie dat ons hierdie groot waarheid vanmôre kon raak sien in die woord. Dit is die gebed van my hart dat ons seker sal maak, ons is in Christus. Dat ons vrygekoop is deur die bloed van die lam. Dat ons nuut gemaak is in U. En dierbare Here, dat ons vanmôre met sekerheid kan sê, ons is kind van God, omdat Christus ons vrygekoop het. Gee genade dat wanneer ons deur hierdie gedeelte weer lees, en ons doen bietjie kruisverwysings, dat ons hierdie pragtige diepe beeld sal raak sien, en ons sal verheug en verbly in die liefde van God, die gewilligheid van die Seun, om 'n offer te wees aan die kruis vir ons sondes. Vader, ons bid, open ons harte, ons verstand om hierdie waarheid te verstaan en U word verheerlik.